Goeienaand. Baie welkom by vanaand se erediens. Dit is wonderlik om almal hier bymekaar te sien en dankie dat julle die reën en die koue en die vakansie aangedurf het om hierso bymekaar te kom in die Here se naam. Ons het net 'n paar afkondigings. Daar is koffie en tee na die erediens, so julle is baie welkom om dit te geniet. En dan wil ons ook net laat weet, hy is bekend vir talle van ons as Dominee Rodney van Wyk, gaan deur 'n baie beproewende tyd op die oomblik. Hy het 'n virus in China opgedoen en is in die hospitaal opgeneem. So ons bid asseblief julle gebede daar ook dat julle dat die Here hom sal dra deur hierdie. Dit het beter gegaan, maar toe is hy nou weer in die hospitaal opgeneem. So ons bid vir die Here se leiding vir hom en sy familie ook. Ja, en dis al afkondigings vir vanaand. Kom ons vat 'n oomblik om stil te word voor die Here met stil gebed. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan nou saam sing, skrifberuiming 12-3. Vandag fokus ons in besonder op hemelvaart. En hierdie is die eerste 3 verse van die beruiming van die geloofsbelijdenis. So, vers 3 sê, wat op die 3de dag verrys het, daar die dood hom nie kon hou. Dis nou van Jesus wat ons praat. Na die hemel opgevaar het, deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weerkom as regter van wat dood is en wat leef. Ons sing net van die Here Jesus wat opgevaar het na die hemel toe en regeer vanuit die hemel uit ook nou. 12-2 verse 1, 2 en 3.
Kom ons bid saam. Ons ewige God, ons dankie dat ons vanaand hier by mekaar kan wees, dat U ons hiernatoe lei om na U woord te kom luister. U woord wat lewe gee. U woord wat lig in 'n duister wêreld skyn. U woord wat vir ons sê wat U wil hê, maar ook vir ons wys hoe U vir ons optree, hoe U namens ons optree, hoe U seun gekom het om vir ons sondes te sterf en hoe hy nadat hy dood gegaan het, uit die dood uit opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Wat 'n groot voorreg is dit nie om te weet dat ons nie hoef te wonder nie. U praat met ons. U spreek tot ons. U spreek in ons harte in. U gryp ons vas en trek ons saam. Lei ons op hierdie lewenspad deur U evangelie. Ons bid dat daar waar ons harte nie na U toe gedraai mag wees nie, ons in diepte sal besef dat ons nie op die regte pad is nie. Ons bid dat daar waar ons op alles behalwe U wil staat maak, U vir ons sal wys dat U die antwoord is, nie die wêreld nie. Almal of daar's soveel rondom ons wat U wil ontken. Daar's soveel gedagtes in ons harte wat opkom waar ons dink dat U nie mag hê daar nie. Tog bid ons dat U verandering sal bring in ons lewens, dat daar bekering sal wees in ons, dat daar herlewing sal wees in hierdie wêreld, dat die wêreld sal sien U is Here en dat almal hulle knie voor U sal buig. Ons dankie vir hierdie oomblik, ons dankie vir U genade, ons dankie vir elke asemhaling wat ons kan hê om net nog 'n oomblik te wees, om net nog 'n oomblik te hê waarin ons U beter kan leer ken. En ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 47 verse 1, 3 en 4. Vers 3 sê: God vaar voor die oog met gejuig omhoog. Die trompette blink, die basuine klink, met 'n groot geskaal styg bo berg en daal God se glorie uit. Hoe wonderlik is dit nie dat in die Psalms in die Ou Testament praat dit al van Jesus se hemelvaart, toe hy voor ons oë in die hemel opvaar en uiteindelik het 'n blye geleentheid is nie. Psalm 47 verse 1, 3 en 4.
Ons gaan vanaand saam lees uit Handelinge 7 vanaf vers 44 tot 60 en dan gaan ons ook Sondag 18 se eerste 2 vrae in die Heidelbergse Katekismes saam behandel. So Handelinge 7 vanaf vers 44 tot by vers 60. Ekskuus, vers 54 af. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen, en die Seun van God, die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. Is na Stefanus se getuienis oor wie Jesus is en wat hy gedoen het en dat hy regeer en dat hierdie Jode hom gekruisig het in hulle hardkoppigheid, raak hulle so kwaad dat hulle hom nou stenig, maar in hierdie gebeurtenis kyk hy op na die hemel en hy sien Jesus. Hy sien Jesus se heerlikheid. En dit is so wonderlik om hierdie ook saam te kan lees. Dan handel die Heidelbergse Katekismes Sondag 18, se eerste 2 vrae. Wat verstaan jy onder opgevaarheid na die hemel? Die antwoord, Christus is voor ons oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem, en hy is daar vir ons ten goeie, totdat hy weer kom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Dan vraag 47, is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos hy beloof het nie? So die vraag vloei natuurlik jy dit vra, as Jesus dan opgevaar het, maar hy het beloof hy is by ons, hoe werk dit? En dan is die antwoord, Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op aarde nie, maar wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons af weg nie. Vraag om te vra is, wat het al die grootste wêreldleiers oor die eeue in gemeen? Wat het Ramses van Egipte, David, Salomo, Julius Caesar, George Washington, Lincoln, Paul Creer, Winston Churchill, Queen Elizabeth en selfs Putin of Donald Trump of Mandela in gemeen? Hulle het gesterf en hulle gaan ook nog sterf. Dis 'n feit. Niemand kan daarmee stry nie. Maak nie saak hoe goed, sleg, regverdig, korrup, diktator of goeie leier, goeie voorbeelde leier is nie. Op die einde van die dag sal daardie persoon sterf. Niemand leef vir ewig nie. Selfs die beste leier hier op aarde is nog steeds vol tekortkominge en sterflik. Ons is hier om vandag te praat oor 'n koning wat tot in ewigheid lewe. Die koning wat tot in ewigheid leef. Die een wat soos alle leiers gesterf het, wat nog meer as ander leiers die verskriklikste dood gesterf het, waar hy aan 'n kruis moes hang, terwyl die wat hom moet lief hê hom bespot en belaster het, daar waar hy die oortredings en waar hy ons oortredings en ons sondes as 'n misdadiger gedra het, waar hy gesterf het en daar waar hy begrawe is. Maar tog, hier is die mooi deel. Uit die woord en uit die Heilige Gees se getuienis en uit soveel mense wat dit beleef het, weet ons dat dit waar is dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het.
Die woord sê daar's baie onbetwisbare bewyse dat hy lewe en aan talle disippels verskyn het. Mense het gesien hy lewe. Mense het aan hom geraak. Mense het gesien hy het uit die dood uit opgestaan. So geliefdes, Jesus is anders as selfs die magtigste wêreldleiers. Hoekom? Dis 'n eenvoudige antwoord, maar tog so kragtig. Hy lewe. Hy is die ewige oorwinnaar. Die enigste leier wat die dood kon oorwin het. Die dood het nie meer mag oor hom nie. En hy regeer tot in alle ewigheid. Dit bring ons dan by die gebeurtenis rondom Jesus se hemelvaart. Aan die einde van Lukas lees ons dat Jesus vir 40 dae na sy opstanding die disippels nog onderrig het en tyd saam met hulle spandeer het. Daarna het hy hulle uitgelei na Betanië toe. En ons lees daarso, daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Die disippels het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys, soos wat ons nou gesing het. So God wat voor hulle opgevaar het na die hemel toe en hulle het net God geprys daarvoor. Maar die natuurlike vraag wat hieruit opkom is, hoekom het Jesus opgevaar na die hemel? Eerste antwoord, hy het opgevaar sodat almal kon sien dat hy die een is wat verhewe is bo die wêreld en regeer tot in ewigheid. Hy was bo, sigbaar, mense kon hom sien. En soos wat 'n koning op 'n troon sit, so moes sy hemelvaart wys dat hy bo alles is. Bo hulle uitgestyg het, vervulling op profesie. Hy moes opvaar sodat ons kan sien dat hy aan die regterhand van God sit en regeer. Iemand wat in jou regterhand sit is iemand wat saam met jou regeer oor 'n koninkryk. Hy moes opvaar sodat hy ons voorspraak kan wees en voor God op grond van sy verlossingsdaad kan intree. Nou voorspraak is eintlik 'n ander woord vir advokaat, iemand wat namens ons getuig. En dis wat Jesus in die hemel doen. Tegnies getuig hy terug in ons harte in om te vir ons te sê, hoekom kla jy jouself aan ook? Jy's gered deur my bloed. En hy moes opvaar sodat hy en die Vader saam aan ons die Heilige Gees kon gee. Soos wat hy in sy menslike vorm hier op aarde is en soos wat hy nog steeds in die hemel is in sy menslike vorm, was dit nie moontlik of was hy net daar, maar hy het opgevaar na die hemel toe sodat hy daar kan wees vir ons almal deur sy Heilige Gees. Dit bring dan die volgende vraag op. As Jesus opgevaar het en aan die regterhand van God sit, beteken dit dan nie dat hy ver weg van ons af is nie? Beteken dit nie dat hy buite ons bereik is nie? Waar hy ons nie kan sien en hoor nie, waar hy weg is uit ons lewens uit? En hierdie gebeurtenis van Stefanus se steniging help ons om 'n antwoord op hierdie vraag te kry. Die Joodse Raad, die leiers van destyds, hulle was so vasoortuig dat hulle Stefanus se getuienis met klippe kon weggooi. Hulle wou hom stil kry, hulle het hom met klippe gegooi sodat hy net kan doodgaan en stil bly. Hulle was vasoortuig dat hulle Jesus uit hulle lewens uit kan kry. As hulle net sy fanatiese volgelinge kan stop, dan gaan hulle hierdie getuienis van Jesus kan keer. Dan gaan niemand van hulle hoor nie, van hom hoor nie. Hulle wou nie langer daarna luister nie. En hulle was moeg vir hierdie mense wat net aanhou getuig van Jesus, want hulle het hom dan gekruisig. Waarvan praat hulle? Hoekom het hy opgestaan? Dit maak nie vir hulle sin nie. Jesus was baie ver vir hulle. Jesus was vir hulle iets wat in die verlede opgelos is en daar in die verlede moes bly. Stefanus het anders daaroor gedink. Jesus was nie vir hom ver nie, al was hy in die hemel. Was hy vir Stefanus baie naby en baie werklik. So werklik dat hy in hierdie gebeurtenis opkyk na die hemel en hom daar sien staan aan die regterhand van God die Vader. Is wonderlik dat Jesus hierso staan, want dit is 'n verwelkomende houding wat Jesus het. Hy sit nie,
Hy sit nie een kant en is min gepla oor Stefanus nie, hy staan en verwelkom Stefanus, sê, ek is hierso. Is ook baie ooreenkomste tussen hierdie gedeelte en Jesus se kruisiging. Stefanus wat vra, Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Stefanus wat moet sterf vir sy getuienis. My verskil is die verlatenheid. God het nie vir Stefanus verlaat nie, want Jesus was die voorspraak daarso. God het Jesus verlaat sodat Stefanus by hom kan wees in die toekoms. Maar wanneer Stefanus opkyk na die hemel en Jesus daar sien hy nie eers meer die woede of die knersende tande of die gebalde vuiste van sy moordenaars nie. Hy weet sy tyd het gekom. Maar hy is so bewus van die nabyheid van sy koning, dat Jesus se teenwoordigheid eintlik sy dreigende dood heeltemal oortref. In daai oomblik kan hy net vreugde beleef. Heeltemal teenstrydig met 'n normale menslike reaksie op die dood. Hy is opgewonde om die Here te sien. Hy sê, kyk daar. Die hemel het oopgegaan en daar staan die Seun van die mens aan die regterhand van God. Hy het klaar vergeet van sy moordenaars en die dood wat vir hom wag. En so sterf 'n mens wie se koning lewe. Stefanus het wel nie so ook gesterwe nie, hy het so gelewe. Hy het gelewe as iemand wie se koning oor hom regeer. Jesus was vir hom elke dag 'n lewende werklikheid. Jesus was nie net boekekennis vir hom nie. Jesus was nie net iemand van wie hy gehoor het nie. Nee, daar word in die skrif getuig dat God aan Stefanus baie genade en krag gegee het. Hy was 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. En die rede hoekom die Heilige Gees in hom gewerk het, was omdat Jesus opgevaar het na die hemel en die Heilige Gees gestuur het om in gelowiges se harte te werk. Dit is ook nie 'n geleentheid waar ons vir Stefanus verheerlik nie, dit is eintlik 'n geleentheid waar ons saam kyk na gelowige wat Jesus se grootheid in sy lewe beleef het. Jesus se grootheid wat daar vir ons ook is om te beleef deur die Heilige Gees. Ons kan nie sê Stefanus was so goed en hy was 'n baie vrome persoon en ek sal nooit so kan wees nie, want Jesus is dieselfde vir ons en vir hom. Stefanus het nie aan 'n dooie Jesus geglo nie, hy het aan 'n lewende, heersende Jesus geglo. En hy het aan Jesus se waarheid vasgehou. Hy het dit beleef, hy het daarvan getuig. Hy het gesê, kyk, Jesus is daar by die Vader ten goeie. Hy regeer. My verlosser wat hier op aarde vir my gesterf het, lewe nou daar in die hemel. Hy is my voorspraak. Hy tree vir my in, hy getuig oor my verlossing. Uit Stefanus se optrede sien ons dan dus dat 'n mens wat vol van die Heilige Gees is, 'n mens is vir wie Jesus 'n lewende koning is. En ons geen rede waarom hy Jesus nie vir ons, vir elkeen van ons wat hier is, ook so groot werklikheid sal wees nie. Hy het dan vir jou ook gesterf, nie waar nie? Hy het ook sy Gees in jou gegee. Hy is ook ter wille van jou by die Vader. Daai vrede van sy nabyheid, die vreugde daarvan, die krag, die rus, is ook jou deel. Tensy jy dit nie glo nie. Tensy jy kies om dit nie te glo nie. Dan is vandag die oproeping van die Here om vir ons te sê, maar Jesus regeer. Dit is 'n wakker ruk geleentheid om nie te kyk na wêreldse leiers en te dink hulle is die laaste stapie of hulle het die laaste sê nie, maar altyd verder te kyk na ons Here Jesus wat regeer. Hy is iemand wat erken moet word. Een van die hoofredes hoekom so baie van ons kerke in 'n slegte toestand is en verval onder die idee dat ons by die wêreld moet inpas of by materialisme of dwaalleer of valsheid of geesloosheid, is dat
ons as kerke ons koning vergeet. Dat ons ander dinge begin soek wat meer saak maak as Jesus Christus. Daar waar Jesus nie meer 'n lewende werklikheid is nie, daar lewe ons nie vir hom nie. As ons weet ons koning lewe, en as ons weet dat hy by ons is, dan neem ons hom in ag met ons optrede, met ons woorde, met ons dade, met ons gemoedstoestand. Al gaan dit hoe swaar, al is so baie in jou wat moeilik is, weet ons tog dat hy by ons is. Dan gaan ons, as ons weet dat ons koning by ons is, gaan ons hoofmotivering in die lewe ook nie ons sondige natuur wees nie. Ons gaan ons beste wil doen vir ons koning wat ons gered het. Ek gebruik altyd die vergelyking van iemand wat in die hof is en jy is in die beskuldigde bank en jy is aangekla, jy moet met die dood gestraf word, maar Jesus kom, en God is die regverdige regter en jy verdien om met die dood gestraf te word, jy het genoeg sonde gepleeg om ewige dood te verdien, maar Jesus kom en hy sê, ek neem dit op myself, jy kan vrygaan. As 'n mens vrygespreek is van so groot skuld, gaan jy uitloop en dadelik weer gaan moord pleeg. Nee, as jy weet dat alles wat ons koning of wat jou koning vir jou gedoen het, dan gaan jy regtig hard probeer om deur die Heilige Gees nie weer dieselfde foute te maak nie. Dan gaan ons in sy vergifnis en in sy oorwinning hierdie lewe aanpak. Vir ander vertel, kyk wat het Jesus gedoen. Hy het vir my ingestaan, ek's vergewe, ek kan lewe. Lewe jy ook in hierdie? Dink ook net verder in as Jesus vir ons 'n baie groot werklikheid is in ons lewe en ons dink aan toe hy voor sy verheerliking en sy hemelvaart nog hier op aarde was en sê nou maar ons was Maria of Martha of Lazarus en hy kom klop in ons deur en hy kom by ons huis in en hy sien alles wat ons doen en hy weet en hy kan ons gedagtes lees en hy vat ons aan die skouer en hy kyk ons in die oë en hy sê, is jy nog my disipel? Bely jy my? Is dit nie iets wat ons sal ruk tot bekering en veroorsaak dat ons anders lewe nie? As ons weet, Jesus is fisies hier by ons, is dit iets wat ons gedagtes en ons harte op 'n ander manier oriënteer. En dis hoe dit is. Jesus het opgevaar na die hemel, maar hy is tog 'n werklikheid in ons lewens, want hy regeer oor ons deur sy Heilige Gees. Hy het opgevaar, sodat hy by ons almal ook nou kan wees. Hy's nie ver nie, hy's naby. En hoe lewe ons as ons weet dat Jesus naby is, as ons weet dat hy in die hemel is, sodat hy eintlik by ons kan wees? Ons vertel nie daardie leuen, as jy weet dat Jesus hier by ons staan nie. Mens sluk daai vloekwoord in, jy kry dit reg om jou meer onder beheer te bring, want jy weet jy is in die teenwoordigheid van jou koning. Jy vertel liewer nie daardie kinderstorie nie en oordeel nie daardie oordeel nie. Ons is in die teenwoordigheid van ons koning. Dit wat voor ons is wat hy oor ons pad gebring het, wat hy vir ons gegee het, en is iets wat ons moet oppas. By die koning tree ons op soos iemand wat sy onderdaan is. Ons gaan nie in die teenwoordigheid van 'n president hier skielik tussen onsself wangedra nie. Die mense het respek en eerbied, en dis ook hoe ons lewe in Jesus se teenwoordigheid. Boonop dit is nie net uit respek en eerbied en vrees nie, dit is omdat ons weet dat hy ons so lief het en ons harte verander. Dat hy die doodheid opgestaan het vir my en jou, dat hy vreugde in ons beleef. Jesus leef. En as hy sy Heilige Gees in ons gegee het, en as hy
En as hy nooit van ons al weggaan nie, dan is hy nou net so werklik hier by ons teenwoordig. Dan sit hy langs ons in die bank, dan stap hy saam met ons hier uit, gaan sit hy langs jou in die kar, hy sluit saam met jou die huis se deur oop, hy sit saam met jou aan die etenstafel, hy's nader aan jou as wat mense ooit kan wees, want hy is deur sy gees binne in ons hart en alle tye. Hy ken jou gedagtes, hy ken jou stryd. Hy's by jou. Jesus se teenwoordigheid in ons lewens moedig ons aan om met hom te praat. En hy wil hê dat jy met hom moet praat. Want hy is nie daar ver nie. Hy is soos vir Stefanus die hemels geopen. Ons sien hom, hy is in ons lewens, hy regeer, hy is by ons, hy is hierso. Daarom moet ons gedurig bewus wees van sy nabyheid en teenwoordigheid. Nie net wanneer ons op ons knieë voor hom is nie, nie net wanneer ons in die kerk is nie, maar elke oomblik. Anders verarm ons onsself. As hy net werklik is vir ons wanneer ons oë toemaak of wanneer ons Bybel oopmaak of wanneer ons in die kerk is, dan is hy nog nie 'n werklikheid wat ons lewe beheer nie. Ons moet met hom praat, ons moet konstant met hom kommunikeer, spontaan en sonder dwang. Dis tog wat Jesus gedoen het met sy sterwe. Hy was die hoëpriester wat hierdie weg tussen ons en die Here oopgemaak het. Ons niks wat ons mee weghou van die Here af nie, want is vergewe deur die bloed van Jesus. Ons kan met hom praat, ons kan 'n verhouding met hom hê. Hy is 'n nabye werklikheid vir ons. Verder moedig Jesus in nabyheid en heerskappy ons aan om nie vir mense bang te wees wat die evangelie probeer onderdruk nie. As ons kyk na Stefanus se voorbeeld, dan sien ons dat Jesus se teenwoordigheid ons ook geestelik en emosioneel en fisies sterk maak. Om nie met die eerste beste teenstand wat ons beleef afgebreek te word nie. Stefanus het hier gesterf, maar tog het dit hom ook nie eers ondergekry nie, want hy het geweet sy Here lewe. Ons kan vol getuienis van Jesus se goedheid en krag en teenwoordigheid in hierdie lewe ingaan. Al kry mens weerstand. En is nie net klippe wat gegooi word nie. Ek weet nie of mens kan nooit sê nie, maar ek weet nie of enigiemand van ons met klippe doodgegooi gaan word nie, maar dit kan weerstand wees wat nie so voor die hand liggend is nie. Dit kan langer weerstand wees, dit kan wette en reëls wees wat dinge moeilik maak vir 'n mens. Maar tog is dit iets waarvoor ons nie hoef bang te wees nie. Ons kan getuig van die Here. Geliefdes, Hemelvaart herinner ons daaraan dat Christus vir ons in die hemel is, sodat hy ook hier by ons op aarde kan wees. So 'n kontrasterende gedagte, maar dis waar. Christus leef. Christus regeer. Hy regeer vanuit die hemel uit, maar hy regeer ook hierso deur sy Gees. En hy is by ons. En hy regeer oor ons met sy Heilige Gees en sy woord. Mag ons dus vandag ook soos Stefanus ons oorrig na die Here en hom in al sy glorie sien. Mag ons ook Jesus se teenwoordigheid voel, wanneer ons hier sit, wanneer ons hier uitgaan, wanneer ons lewe, want ons weet dat hy by ons is. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is hierso teenwoordig. U is by ons. Of ons sit en of ons opstaan en of ons na die verre wytes van die wêreld toe gaan en of ons by die huis bly, U is daar. Dis nie 'n gedagte wat ons moet vreemd laat voel nie, dis 'n vreugdevolle gedagte. Ons bid dat U Heilige Gees hierdie wonderlike teenwoordigheid van U elke dag in ons harte sal plaas, dat ons net bewus sal wees van U nabyheid en U teenwoordigheid ook. Mag ons rustig wees in U teenwoordigheid,
Mag ons vrede vind, vrede wat ons verstand te bowe gaan, vrede wat bewerk is deur U wat vir ons dood gegaan het en uit die dood uit opgestaan het en daai krag wat net ons oorheers, U teenwoordigheid. Ons bid dat daar waar ons in ons lewens waar ons dalk dink U nie teenwoordig is nie, dat dit werklik van oopgemaak sal word, dat daar lig daarop sal skyn, dat ons sal weet dat U regeer selfs oor die donkerste dele van ons lewens en dat U werklik die mag het om lig daarin te laat skyn. Ons wil U loof vir U teenwoordigheid, ons wil U loof vir U hemelvaart, dat U opgevaar het na die hemel toe en nou in die regterhand van God sit en regeer. Ons kan opkyk en sien U regeer, ons kan langs ons kyk en U teenwoordigheid voel, ons weet U is met ons en ons dankie vir daardie wete. Ons bid waar ons in hierdie week ingaan, dat ons bemoedig sal wees deur U teenwoordigheid, dat ons nie sal twyfel nie, dat ons sal sterk staan in U woord en deur die Heilige Gees aangemoedig sal word om ander mense van U te vertel. Dankie vir alles wat U vir ons doen en ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan lied 223 saam sing, aan Jesus Koning al die eer, buig engele voor hom neer. God gee aan hom die koningskroon, kom loof hom, kom ons loof hom. Ekskuus, ons sal note volgende keer opsit en hom 'n bietjie inoefen. Ja. Ontvang die Here se vrede, se seën en gaan lewe sy vrede uit in hierdie week. Weet dat hy by julle is en dat hy vanuit die hemel uit regeer, maar ook by ons teenwoordig is. Vrede vir julle en liefde en geloof van God die Vader en die Heilige en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus met onverganklike liefde liefhet. Amen.